Die stryd tussen vlees en gees is nie 'n teoretiese idee nie, dis 'n praktiese, daaglikse werklikheid. Paulus spoor ons in Galasiërs aan om deur die Gees te wandel sodat ons nie die begeertes van die vlees bevredig nie. Maar hoe weet ons wanneer ons daardie stryd verloor? Paulus gee vir ons 'n ontnigterende lys van hoe dit lyk om deur die vlees te wandel en hy doen geen poging om dit te versag nie. Hierdie gedrag, sê hy, is voor die hand liggend. Welkom by Geloofspad. Die boek van Galasiërs, hoofstuk 5 verse 19 tot 21, lei soos volg. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens. Towery, vyandskap. Haat, naiwer. Woede, rusies, verdeeldheid, skering. Afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Paulus se lys in Galasiërs gaan nie bloot oor die oortreding van reëls nie. Dit gaan daaroor om die toestand van ons harte te openbaar. Hy gee ons nie 'n kontrolelys om te vermy sodat ons steeds goed met God kan wees nie. In plaas daarvan gee hy ons 'n diagnostiese instrument. As jy hierdie dinge sien, word jou lewe deur die vlees gelei, nie deur die gees nie. Dit begin met seksuele sondes, seksuele immoraliteit, onreinheid, sensualiteit. Hierdie gaan verder as fisiese dade. Hulle ontbloot wat ons in ons gedagtes verdra, wat ons deur ons skerms voed en wat ons hier vermaak en noem. Sensuele toegeeflikheid, selfs van die kantlyn af, is nie onskadelik nie. Dis die grond waarin die vlees sterk groei. Dan kom towery wat vandag dikwels as irrelevant afgemaak word. Maar die Griekse woord hier verbind dit met dwelmgebruik. Die gebruik van stowwe om die werklikheid te ontsnap, gevoelens te manipuleer of ander skade aan te doen. Dis ontnigterend om te besef dat eerste-eeuse sondes ons moderne kultuur se stryd presies weerspieël. Paulus gaan voort met relasionele en emosionele sondes. Haat, jaloesie, woede-uitbarstings, verdeeldheid, afguns. Dit is nie net swakhoudings nie. Dit is diep vernietigende patrone wat verhoudings, gemeenskappe, selfs kerke uitmekaar skeer. En ons regverdig hulle. Ek is net eerlik. Hulle verdien dit. Maar die skrif verskoon nie ons uitbarstings, afguns of verdelende praatjies nie. In plaas daarvan waarsku dit ons. Diegene wat sulke dinge beoefen, sal nie die koninkryk van God beerwe nie. En dis die skokkende deel. Hierdie is nie af en toe struikelblokke nie. Paulus praat van patrone, praktyke, lewenstyle. As hierdie soos onkruid in ons groei, dan wen ons nie die stryd nie, ons voed die vlees. Paulus sê, diegene wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Dit beteken ons gaan oorlog voer teen hierdie sondes. Ons ontwortel hulle. Nie môre nie. Vandag. Jy kan nie vrugbaar wees totdat jy die onkruid uittrek nie. Laat ons bid. Vader, dankie dat U die waarheid duidelik maak. Help ons om nie die werke van die vlees in ons lewens te verskoon of te ignoreer nie. Gee ons die moed om vandag ons sondige begeertes te kruisig. Leer ons om deur U Gees te wandel, nie net in woorde nie, maar in hoe ons leef, dink en liefhet. Reinig ons harte en dra U vrugte in ons lewens. In Jesus se naam, amen.